Ons gaan vanmôre met u praat, ons gaan lees in Handelinge 1 vers 8. En my tema vanmôre, ek is 'n getuienis. Ek is 'n getuienis. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Amen. Ja, ons vra vanmôre dat die woord ons harte kom lê. Laat ek na my kyk deur u oë. U genade, u vermoë, want u het my gemaak, gevorm, geformeer met 'n doel om u plan in hierdie lewe te kan verwesenlik. Vra dan vanmôre dat u oor ons Vader kom in Jesus naam. Amen. In Psalm 139 vers 14 praat die woord en hy sê, en hoe God jou gemaak het. In Engels, ek hou van die Engels, I am wonderfully made. In Afrikaans sê hy, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weer het altyd goed. Hoe is ek gemaak? Ek is vreeslik wonderbaar gemaak in die oë van die Here. Onthou net met jou begin praat en sê, voor jy gekom het, was die woord klaar. Jy het nie gekom en toe skryf God die woord om by jou en my te pas nie. Ek is gemaak, God het die plan gesien, en ek is gemaak om by die woord aan te pas. Amen. So, nou kom die Here en hy wil jou vorm. Nou wil die Here met jou nuwe goed begin doen, maar as gevolg van dat al die leuns van die duiwel in jou lewe plaas, het ek wat verloor? Ek het my wonderlike myself verloor, want ek sien myself nou weer iemand so oor, is dit nie? Nou sê iemand vir jou op 'n dag, o, jy's lelik. So wat verloor ek? Ek verloor my beeld van God. Ek sien nie meer myself soos God my sien nie. As God na my kyk, wat sien hy? Hy het my wonderlik gemaak. Vir die Here is ek awesome. Jy is vir die Here awesome gemaak. Maar nou kom die vyand en hy steel. Hy sê nee, jy is eintlik 'n introvert en jy is eintlik nog maar so, is dit nie? So onthou dat met jou werk in hierdie beginsel, die woord was voor jou gemaak. Ja. Die woord was voor jy gekom het, was die woord daar. So, wanneer ek na die woord, wanneer ek na God se plan vir my lewe kyk, dan sien ek, God sien nie swakhede nie. Hy sien, jy kan die Bybel gaan lees, hoeveel keer mense met God redeneer oor hulle swakhede, en hy sien dit net, vir elke keer het hy 'n oplossing. Hy verander jou na wat? Na wie hy sien jy is. Jy is wonderlik gemaak. Jy kan alles doen wat hy wil hê jy moet doen. Ek weet nie of jou ook al gebeur, wanneer jy iemand ontmoet, jy sien nie hulle tekorte nie, jy sien nie wat hulle sien nie. Jy sien net, hier's iemand wat die Here kan gebruik. As jy met my praat, sien jy nie my tekorte nie. Jy sien net wat ek kan doen as ek reg. Wanneer ek jou sien ek ook net wat God vir jou deur jou kan doen. Maar dan begin jy praat en jy begin my jou limitations vertel. Ja. Is dit nie? Ja, maar so, dis nou wie ek is en dis wat ek kan doen en dit gaan ek nie doen nie. Want hoekom? Want ek het klaar 'n plan wat die duiwel in my hart gewerk het. So onthou net, ek is gebore om die koninkryk van God te bevestig. My doel, jou job is nie om 'n awesome job te hê en 'n mooi huis te bly. Jou eintlike doel, hoekom God jou gemaak het, is eintlik vir die koninkryk van die Here. Om uit te gaan en Jesus Christus te gaan verkondig en die werk van die Here te kan bevestig binne in mense se lewens. Maar toe sien die vyand dat God het 'n plan en wat begin hy doen? Hy begin in my en jou wat werk. Want onthou net, sy hele ding is om jou te verhinder om kragtig te wees in die Here. Sy werk is om jou te kry om niks te wees in die koninkryk. Ja. Dan begin hy, eers as jy nou 'n bietjie 'n dag gaan kyk, op 'n dag, op binne wat net 1 uur van jou lewe. Hoeveel leuns die duiwel jou mee bombardeer. Hoe sleg is jy? Jy's incompetent.
jy gaan dit nie maak nie, die Here gaan jou nie antwoord nie, die Here gee nie om nie, niemand gee vir jou om, jy is eintlik hopeloos. As jy gaan kyk hoeveel goed die duiwel in jou in 'n uur bombardeer, wil ek vir jou sê, dis eintlik verskriklik. En hy gooi, jy het al gesien, jy loop en dink, waar kom hierdie goed vandaan? Maar hy bombardeer jou so, hoekom? Sodat as jy een van daai goed gryp en jy vat hom, ry hy vir jou. Hoeveel goed gooi jy nie af nie, dis nie wie jy is nie, jy gaan nie, hy sê, dat sê die duiwel vir jou lieg vir hierdie ou, want dit gaan niks maak nie, skinder oor hierdie ou, maar jy weet, God sê nee, dit is reg, maar die duiwel werk met jou, hy bombardeer jou, so elke van die versoekings, as jy het oorkom, is dit eintlik awesome, maar hy hou aan en aan, tot die dag dat jy alleen begin glo. Ja. Totdat jy begin glo, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy is nie oop genoeg nie. Wat doen hy met jou? Hy skuif jou uit die wil van God vir jou lewe uit. Hy skuif jou uit. Hoekom? Want jy word niks in die Here Jesus. Kyk vir my. Wat is jou doel? Hier praat hy in Matteus 10. Wat is ons doel? Hy sê, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig malaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Hoeveel mense wat jy nie verbygaan per dag, binne jou lewe het 'n issue nie. Maar jou oë en my oë is blind, ons kan nie sien nie. Ons kan nie sien hierdie ou gaan deur 'n krisis nie. Ek kan nie sien hierdie ou is stikkend nie. Maar as ek die Heilige Gees het en ek word 'n instrument in die hand van die Here, maak die Here my oë oop. Hoeveel keer het jy ook nie al getuienisse gehoor en dink jy, hier loop hierdie ou en piek en pyp en die Here sê van praat met daai ou rondom sy lewe of rondom sy kind. En jy doen dit en die Here raak daai ou aan en keer sy hele wêreld om. Is dit nie awesome nie? Ja. Dan loop jy ook daar en jy, ag Here van hierdie mens maar jy vergeet. Dat die duiwel eintlik vir jou gesê, jy kan nie doen. Ja. Jy wil wel, yes, ons wil die wonder sê, ook van die Here my gebruik, maar net sodra daar 'n beweging kom, wat doen jy? Die Here, dit is nie wie ek is nie. Toe jy's geroep, die woord praat, ons wil ek vir jou sê, eers was die woord, hoe kom jy? Nou kom, nou sê die Here, nou sê die woord, loof die Here, klap met die hande, koordans, is dit reg wat die woord sê, nee? Juig en jubel voor die Here. Nou kom ons, dis nie my persoonlikheid nie. Ek hou nie daarvan, dit pas my nie. Nee, jy byt jou wil te pas. Amen. Want jy is gemaak volgens die woord. Jy kan eintlik hande klam. Meeste van ons kom uit ander denominasies wat hierdie goed doen nie. En jy is so geleer. Maar dis nie wat God sê nie. God het my gemaak om hande te klap. God het my gemaak om te jubel. God het my gemaak om te dans. Daar, ek like dat jy sê, en Dawid kom en hy dans sy mag. Dit is awesome. Hy het niks teëgehou nie. Of hy nou koning was of wie hy was, hy het nie omgegee waaroor dit gaan, omdat dit God behaag. Dawid sê oor jy kan sy vrou het vir hom gesê, kyk wat jy gaan doen. Jy is een van die diensmense gemaak. Daai ding dat jy die beperking om jou lewe sit en die duiwel reëneer jou lewe. Want voortdurend bombardeer hy jou met leuns. En as jy een van daai leuns optel in jou lewe, wil ek vir jou sê, dan word jy dit. Dan word jy dit. Dit haal jou uit om met mense te praat. Ek wil vir jou sê, jy kan nou by die hospitaal gaan sit en jy kan nou vir die Here, dat ek met iemand praat, maar jy is te bang om jou mond op te maak. Want dis mos nie wie jy is nie. Die Here het jou mos 'n introvert gemaak. Is dit nie? Nou kom ons, nou sien ek, mense roep, o Here, vul my met die Heilige Gees. Wat wil jy met die Heilige Gees maak? Ek wil jou dit vra. Ek wil jou vra, hoekom wil jy die krag van die Heilige Gees hê? Jy gaan nie opstaan om te profeteer nie. Jy gaan nie in tale praat nie. Jy gaan nie fisiek is bid en hande gaan nie. Hoe wil jy die Heilige Gees hê? Is dit? Dan kom die duiwel en beperk jou. Hy sê, dis wie jy is.
Wie het vanoggend vir jou gesê, jy het beperkinge? Niemand. Het iemand die voor die hek gestaan en sê, o, jy lyk goed, jy lyk sleg, o nee, help, asseblief, Here, help jy. Niemand nie. Het iemand vir jou gesê, nee, jy is 'n introvert vanmôre, asseblief, jy moet nie praat nie. Iemand het vanmôre vir jou gedoen. Jy het vergeet, jy is eintlik awesome, is dit nie? Jy het vergeet, jy sit hier, ek wil vir jou sê, jy is eintlik fenomenaal. Maar as die werk van die Here kom, as die gees van die Here kom, nee, Here, dit is nie wat ek gaan doen nie. Amen. En dis die skade wat ek en jy het, wanneer ek toelaat dat die duiwel my persoonlikheid verskuif van weg van die koninkryk van God na 'n persoonlikheid wat ek nie meer bruikbaar is vir die koninkryk van die Here nie. Ek wil vir jou vra. Jy kan nou voor die spieël gaan staan en jy kan nou vir jouself sê, wat dink jy van jou? En ek kan vir jou sê wat jy gaan doen, want hulle weet van baie meer mense is negatief as positief, is dit nie? Jou oor is te lang, jou neushaar is te uitsteek uit. Jou een oor is korter as die ander. Ek sien nou dan die een se oor lyk mooi, hierdie ander een hang nie soos 'n bakoor. Ek dink myself, weet hy hoe hy lyk? Nee, ek wil met jou werk in die proses. Niks wat ek sê, iets op hom nie. Want hy vervul 'n doel. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek weet nie of julle daai ou gesien, hy het nie hande, hy het nie voete, die is net die bees, lyf. En daai ou doen fenomenale goed vir God, is dit nie? En jy dink vir jouself, jy sal ek nie like om so te praat nie. Wat het hy gedoen? Hy het nie geluister wat die duiwel vir hom sê nie. Hy het geluister wat God vir hom sê. Awesome. Is dit nie? Ja. Wanneer jy voor die spieël staan en kyk na jou, sien jy jou onvermoë. Maar het jy al gedink as jy voor die Here staan, wat sien hy? Dink hy sien daai goed? Toe Moses, toe God vir Moses sê, stuur die 12 spioene binne in Jericho om die land te gaan ken. Wat het God gesê? Gaan kyk na die land, want dis die land wat ek vir jou gaan gee. That's it. Nie gaan kyk hoe lyk jy in die land nie. Gaan kyk hoe lyk dit wat God vir jou gaan gee. Nie jou gemeet nie jou persoonlikheid nie jou vermoë nie, God se vermoë, God se genade. Amen. Maar wat doen hulle? As jy daar in Numeri 13 gaan lees, wat sê hulle? En ons het soos wat gelyk? Springkane in hulle oë. Maar gelees vir wat sê hulle? Kyk hoe maak hulle. En ons het ook die reuse gesien, die kinders van Enok, van die reuse afkomstig. En hoe hier kom maak hulle die stelling. Weet gewoon, waar het hy gekom te aankom dat hy 'n springkaan is? Hoekom het hy nie gesê hy soos 'n muur nie? Hoekom vat hy daai woord? Jy moet luister wat die duiwel vir jou doen. En ons was so springkane in ons oë. Dis hoe jy jouself sien. So was ons ook in hulle oë. Hy het nêrens vir die reus gevra, hoe lyk ek? Lyk ek soos 'n springkaan vir jou nie? Het hy net gevra? Nee. Maar dis daai ding met die aanneem. En die oomblik toe hy dit aanneem, kom lê die vrees by hom, né? En toe gaan hulle terug. En 10 van hulle kyk en hulle die woord sê in daai een nag het daai berig van vrees oor die hele kamp gegaan. 2 ouens staan en sê, man, God het gesê, gaan nie oor die reuse nie, gaan oor God. Dit is daai wat ons moet sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor my. Nee, ons kan nie dit nie. Dis nie my tipe persoonlikheid. Nee, die Here kan dit doen, maar kan dit nie doen nie. Die ander sê, nee, stap dit, kom ons doen dit. Kom ons soek 'n muur, kom ons soek 'n bende, kom ons soek God se aangesig. Ja. En daai gerig spring, daai vrees. Wat word daai hele kamp? Word so springkane. Springkane. Wat kan God verder doen? As jy eers dink jy's useless. En dis die hoogste ding in jou kop.
Dit verander wie jy is, dit verander hoe jy dink, verander hoe jy praat, verander hoe jy funksioneer. As jy niks van jouself dink nie, sê ek nou vir jou, dis hoe jy leef, dis hoe jy dink, dis hoe jy praat. Nie God nie, God het nie van hulle gesê, julle lyk toes springkaan nie. Wat het dit hulle gekos? En in daardie nag, almal in vrees en bewe, en dit kos hulle lewens. Nou as jy die woord gaan lees, net twee mense, Caleb en Joshua, is die enigste twee mense, wat daardie dag die besluit gemaak het vir God, is die enigste twee mense, wat in die beloofde land ingekom het. Al die ander, almal gesterf in die woestyn. Kan jy dit, jou pa sê vir jou, dien die Here, glo my, God kan dit doen, maar jy luister na ander people. Is dit nie? En dit kos jou skade, en jy sterf in die woestyn. En ek moet kyk hoe jy sterwe, omdat jy nie die God glo weer dien. Is dit nie? Jy karring hier, jy karring daar, maar jy besef hoe groot die Here is, wie jou pa of jou ma. Ja. Ja. En die duiwel bombardeer jou en my voortdurend om te sê, wie is jy? Het God het vir jou gesê. Amen. Maar ek gaan nou vir jou ding wys vanmôre. Kom nie. 'n vrou, 'n dogtertjie wat gebore is. Hoe ouer jy word, nou op 'n stadium dat jy kinders sê, jy weet nie, jy kan kinders sê nie, maar dit word vir jou gesê, trek. Jy het altyd liggaamsbou van 'n kind, om 'n kind te hê. So dit reg. Jy weet nie hoe dit voel, jy weet nie hoe dit gaan wees, maar jy weet daar hierdie ding gaan plaasvind. En die ergste, jy wil dit wat plaasvind. Met jou klok tik mos, ek bedoel, baie klok gesien my, dat iewers dit daar in jou kop wat werk. Ek gaan nou ver. Maar so jy het alles wat nodig is om 'n kind te hê. Baie keer sê mense, jy gaan 'n goeie ma wees. Ander bid, Here, asseblief moet vir my kind 'n kind gee, want daai kind sal dit nie maak nie. Maar op die einde van die saak, jy het alles om 'n kind te hê, jy kry 'n kind. Wie bepaal of jy 'n goeie ma gaan wees of nie? Jou ma in die wêreld nie, jy bepaal. Jy bepaal of jy vir daai kind gaan goed wees of nie. Niemand anders nie. As jy jou lewe upgrade en jy funksioneer beter in die proses om 'n ma te wees, is jy net 'n goeie ma. Maar as jy dit nie kies nie, het jou kinders skade. Ja. So dis baie te doen wat dit mense vir ons sê. Daarom wil ek vir jou sê, kyk hoe God na jou kyk. Sien God enige leemtes by jou. Nou ek gaan dit vanmôre vir jou 'n ding wys wat ek het dit ook geglo. Moses. Baie keer sê mense en hy het gehakel, is ek reg? Ons gebruik ons daai ding. Hy sê hy was swaar van woord, is ek reg? Maar baie keer, ja, Here, ek kan nie praat, ek is soos Moses, ek mag vandag vir jou sê, eintlik is dit nie 'n waarheid nie, ek het dit ook gedink. As jy begin die Bybel lees, dan maak seker goed sin, hè? Ons gaan eers daar Exodus 4, so vir 3 of 4 hoofstukke, praat Moses teen hierdie hele ding. Hier kom in vers 10. Hy het nou gesê, ja, maar ek kan nie, wie sal hulle sê wie, maar hier kom hy, en hy sê vers 10. Toe sê Moses, nie God, toe sê Moses, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister en van eergister en vandag, u met die knegt gespreek het, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Wiese version is daai? Sy version, God se version van. Sy version. Hy sê al die goed, want hy wil nie Egipte toe gaan. So hy is heeltyd besig om verskonings te maak. En wat sê mense? Dit onthou jy lees hierdie goed, hy sê, hulle dink hy het gehakkel. En onthou net ek ook gehakkel. En dit het Moses en ek was so. Hy moeilik goed deur gaan, ek weet waarvan hy praat. Maar, kom ek gaan wys vir jou hier.
In Handelinge hoofstuk 7. In Handelinge hoofstuk 7 vers 22. Nog voor Moses in die woestyn ingegaan het, nog voor hy die ou doodgeslaan het, wat sê die woord in Handelinge 7:22 van Moses? En Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. Wat jy van jouself sê, beperk God. Ja. Maar wat God van jou sê, hier praat God, hier praat die Here. Hier openbaar vir die getuienis wat God Moses sien. Ja. Magtige woord en dade. En Halleluja. die kennis van hy, die ability gehad. Hy stel homself, ja, dat kan nie praat nie. Hoe swaar van tong. Ja. Wat sê jy van jouself? As die Here vir jou sê, gaan bid vir iemand, wat doen jy? Voor jy daar gaan, voor jy nog 'n besluit maak, en die duiwel klaar, al die leuns, klaar met jou gedeel. Jy kan nie bid nie, jy kan nie hande op mense, jy kan nie woord gee nie, jy kan nie siel na die Here toe lei nie. Hoekom nie? En dan begin jy met al jou tekortkoming vertel. Dit is wat jy doen. Maar hoe sien God jou? Amen. Hoe sien die Here jou? Hy sien jou powerful, awesome. Is dit nie? Nou kom ons besig om te vas en te bid vir die Heilige Gees uitstorting. My vraag is vanmôre om vir jou vra, wat wil jy met hom doen? Wat wil jy met die Heilige Gees doen as hy oor jou kom? Net die feeling hê? Of gaan jy in hierdie week gaan en sê, Here, hierdie leuen dat ek nie kan praat nie, haal hom van my af. Hierdie leuen dat ek bang is vir mense, haal dit van my af. Here, hierdie ding dat ek nie die stem kan hoor nie, ek sal nooit die stem van die Here. Ek is nie soos iemand anders. Jy is presies soos die kinders van die Here moet wees, want jy is weergebore in die gees en die krag van die Here. Wat denk jy? Denk alles. Jy kan die inwoning van die Heilige Gees. Jy kan God se genade en God se werking. Ek sê slim genoeg nie. Nergens vra die Here of jy slim is nie. Nergens het die Here vir my gevra, is jy slim of ek weet jy, al kom ons meet jou. Het jy dit gedoen? Nee, ek het nog nooit met iemand dit gesien doen nie. Hy vra net, is jy beskikbaar? Halleluja. Sal jy vir my gaan? Sal jy dit vir my doen? Ja. Sal jy met mense vir my praat? As daar nou Sondagmôre kom, sal jy hom vir my vashou? Ja, dit is nie my persoonlikheid, dit is nie wie ek is nie. Jy word dit. Jy word, onthou net, elke mens wat in 'n bediening is, dit was nie so, hy het so geword, jy word dit. You develop because of the Spirit of God. Jy ontwikkel omdat die Gees van die Here jou daartoe dryf. Hoekom dink jy gebeur daar nie wonderlike goed met jou nie? Want jy glo alleen. Hoeveel goed bombardeer die duiwel? Jy's nog vanmôre binne 'n krisis. Kyk hoe gaan die goed deur jou brein. Kyk hoe bombardeer hy jou met onvermoë, met kragteloosheid, met ongeloof. Jy het nie reg gebid nie. Jy's nie op die regte plek nie. O, die Here gaan jou nie hoor nie. Die Here is te ver van jou. Jou sonde is te groot. Hy werk die hele tyd. En wat doen jy? Ag, ek het nog maar probeer bid, pastoor. Dink nie die Here hoor my. Ek bestraf jou in die naam van die Here Jesus Christus, man. Dis nie God wat met jou praat nie. Wat sê God? By hom is alle dinge moontlik. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Amen. Dis die Here waarmee ek en jy besig is. So in hierdie week raak ontslaaf van wie jy is en laat God jou sien, dat jy sien hoe God jou sien. Met al die vermoë. Jy kan dit, jy kan jou hande uitsit, jy kan
woord gee vir mense. Jy is geroep tot die koninkryk van die Here Jesus Christus. En wanneer die Heilige Gees op jou kom en jy begin weer in tale praat in die blydskap, jy's geroep vir die koninkryk van die Here. Jy soek iemand. Jy soek iemand vir wie jy voor kan bid. Jy vra salf my oor dat ek daai ou sien. Hoekom sal hy nog 'n dag in sy krisis wees terwyl jy instrument in die hand van God kan wees? Vier keer was jy nie moedeloos. Jy gehoop kan iemand jou nie bel. Kan jy nie by pick-up by checkers loop en iemand sien jou nie. Maar niemand daag op nie. Een dag ons gewoon die hele dag, is ek reg. Sal dit nie lekker wees vir daai as jy opdaag? Want jy die Heilige Gees nou uiteindelik aanvaar as die krag van God om al jou limitations te los. Dis dit nie? Jy word iets in die Here. Jy is nie dit, jy word dit. Ons is besig om te vas en te bid. Vir wat? Vir die uitstort, want hy sê, en jy sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Hoekom wil jy die Heilige Gees as jy dan nie diensbaar gaan word nie? Wat is jou doel? Niks nie. Dis net nie so, jy wil nie krag ontvang. En verder sê die duiwel vir jou, jy is niks nie. Amen. Nou het ek vanmôre vir jou gewys wat sê Moses van homself. En dan wat sê God van homself. Hy was opgelei. Hy was mag. Weet jy wat beteken met magtig? 'n woord en taal. Hy kan aan 'n Eskimo en so praat. Dis eintlik beteken, is dit nie? Hy kan eintlik soos die twee ouens wat iewers hier India toe gegaan het, hulle was skoenverkopers en daai mense dra nie skoene nie. Die een nou kom terug en sê nooit, ons dra nie skoene nie. Mors ons tyd. Ander kom sê stuur vir my miljoene skoene. Hier kan ons skoene verkoop. Moenie dat die duiwel meer vir jou lieg nie. Ja. Jy is gemaak na die dood, nie voor die dood. Amen. Ja. Jy besit die vermoë om kragtig te wees in die krag van die Here en sy sterkte. Amen. Jy is die ou wat iemand na die Here toe lei. Jy is die ou wat bid dat die ou in die bed uit opstaan met siekes. Jy is die ou wat by die hospitaal gaan en rondgaan dat die Here wonderwerk doen. Jy is die ou wat opstaan en die mense raak sien en sê die Here sê dit van jou. Jy is daar, jy is daar, ek is daar. Dat die Here dit vir jou sal doen. Dat die Gees van die Here, ek weet ek gaan nou iets sê dat God is goed, my versie, niks met dit. Gee die Heilige Gees 'n rede, hoekom moet hy jou volg? Geef hom 'n rede. Amen. Wat gaan jou rede wees? Ek sal met mense praat. Vol my met die krag. Ek sal toelaat dat U my oog oopmaak vir gebrokenheid. Ek sal toelaat as by iemand verbyloop dat ek kan voel hulle harte voel en omdraai en bid. Want die Here gee genade. En die Here is goed. Altyd hier. Mag jy as jy bedag Pick n Pay toe gaan waar jy gaan, nie ledig terug om huis toe nie. Maar elke keer as jy dink ek gaan daartoe en ek vra die Here, ek is gedoop met die Gees. Maak my oë oop. Laat ek sien. Jy sal naderhand 'n probleem hê. Want jy gaan nie wel huis toe gaan want God dis die wonders en teken. Jou man sal jy moet bel en sê liefie, jy moet kom kos maak. Jy gaan hom sê, liefie, jy verstaan nie. Die Here is besig om wonders en tekens te doen. Wat jy die kinders maak, jy kos, ek kom nou. Amen. Dis wie jy is. Laat God vir jou kyk deur sy oë. Gaan hierdie week sny
Here, dis nie met my persoonlikheid, niks met jou persoonlikheid. God vra nie oor jou persoonlikheid, vra of jy beskikbaar is. Dat hierdie week kan ek gaan sê, Here, vervul my met die Heilige Gees en die krag. Amen. Daar die Here Jesus werk met die disippels van hom. Vir 40 dae, jy kan Handelinge 1 by praat hulle oor die wil van die Here, en hy sê, jy doen niks nie, totdat jy nie in Jerusalem gaan wag vir die belofte van my Vader. Toe daai 10de dag, toe hy op die hemelvaart 10 dae later, word jy, dis Pinksterdag, dis die Heilige Gees word uitgestort. Dit is ook nie wat hulle verwag het met Pinkster. As jy die Bybel lees, en op die dag van Pinkster was een van die 7 feeste wat God ingestel het. So niemand het dit verwag, maar die disippels het geweet iets moet gebeur. En daar verander God die hele Jerusalem. Amen. Is dit nie awesome nie? En vandag beleef ek en jy nog steeds die Heiligheid. Hoeveel te meer kan jy in hierdie week op en sê, Here, vervul my met die Heilige Gees, dat ek kragtig wees in die krag van die Here en die krag van sy sterkte. Amen. Amen. As jy hier afloop winkels of jy ry, ou staan nou weer by jou kar en hy bedel, dan sê jy vir die Here, Here, wat sal ek van hom sê? Amen. In die naam van Jesus Christus mag die Here jou herstel. Jy sien, baie van ons goed het te doen met ons gisters en ons eergisters. Niks met jou môre. Niemand het iets gespreek môre oor jou, niks nie. Maar môre sal jy wees, dit goed wat jy onthou het wie jy is. As jy jou verlede van jou kan afgooi, as jy jou verlede kan los, en al die goed wat mense gesê het in die see, is jy baie beter af, as wat jy jou tekortkoming gekom, as gevolg van gister, eergister. Niemand van môre vir jou sê, jy kan dit doen. Iemand die in hierdie kerk vandag vir jou sê, jy kan dit doen nie. Niemand. Wat sien ons van jou? Jy kan alles doen. As ek na jou kyk, ek wil vir jou sê, dit is vir my geweldige teleurstelling. As ek vir jou vra om iets vir die Here te doen, en jy begin met my praat oor jou tekorte. Want ek sien nie dit nie. Ek sien net jy's 'n instrument in die hand van die Here, en ek sien net hoe die Here jou kan gebruik om lewens te verander. Dis al wat ek sien. En ons kan jou mos oplei, maar jy moet die Christus en die eergistus moet jy los. Ek kan nie dit doen nie. Dit is soos jy is nie so nie. Jy's geroep vir die koninkryk van die Here. Become what God called you to be. Amen. Amen. Yes, amen. Yes, amen. Jy sal krag ontvang. So hierdie week gooi jy al jou limitations af, al jou tekort, as die duiwel vir jou sê, ja, maar dis wie jy sê, nee, ek is dit lankal nie. Ja. Amen. O, Here, U is 'n besondere God. Vergewe ons dat ons nou die leuns van die duiwel luister. Want elke mens wat kragtig geword het in die krag van die Here, het sy tekortkoming gelos. Het nie die duiwel geglo nie, maar het U geglo. Laat dit vir elkeen in ons harte hierdie week wees. Laat ek glo wat God vir my sê ek is. Ek is wonderlik gemaak. Ek het al die eienskappe om te dans en te jubel voor die Here. Ek het al die eienskappe om met siele te praat. Ek het al die eienskappe om my hand op die siekes te lê wat gesond sal. Ek het al die eienskappe dat ek kan my hand op die mense lê wat kan gedoop raak met die Heilige Gees. Ek het al die eienskappe wat God om my geplaas het deur wedergeboorte. I am a new creation. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Vrede bid ek vir u kinders. Amen.